God se voorsiening is altyd daar en wanneer ons as gemeente saamwerk, kan ons groot dinge bereik. Jaar op jaar is dit al die bewys. Hierdie jaar het ons nie net 'n begroting nie. Ons het 'n begroting wat weer eens 'n padbaan vir groei, diens en nuwe geleenthede. Ons praat van 'n positiewe begroting wanneer ons inkomste die uitgawes oortref. Dit is 'n teken van hoe die Here ons seën om kerk te wees in 2025, in dankbaarheid en geloof in wat God aan ons voorsien. Ons begroting is nie net 'n lys van syfers nie, maar 'n plan om die koninkryk van God verder te bou. Deur 'n duidelike visie en samewerk het ons begroting beplan wat nie net die basiese behoeftes van die gemeente dek nie, maar ook ruimte vir groei skep, om werklik golwe van liefde en lig te kan wees in 'n wêreld in nood. Ja, Cindy, in die jaar 2024, 2025 het ons seker gemaak dat elke sent wat ons ingekry het ook in lyn is by die missie en die visie waarop die Here ons ook natuurlik as gemeente ook sit. En daarvoor is ons regtig so dankbaar dat ons al hoe meer skadu, groei en vrug kan bied aan alle mense, nie net vir hier nie, maar ook vir die gemeenskap waarin ons leef. En daarin het ons ook in hierdie jaar die wonder gesien van mense wat kreatief saamwerk, mense wat saam bid. Ons het gesien hoe die bedienings uitgebrei word en ons het ook gesien dat wanneer ons van 'n begrote tekort of 'n gelykbreek beweeg het na 'n oorskot. En daarvoor is ons regtig so dankbaar en sê ons vir elkeen van julle dankie vir julle finansiële bydrae, volgehoue finansiële bydrae ook in die gemeente. Met ons huidige begroting het ons die vryheid om in nuwe projekte te investeer. Ons kan meer mense bereik, meer diens lewer, meer gesinne in nood help en selfs nuwe inisiatiewe begin wat nie net ons gemeente sal versterk nie, maar ook die hele gemeenskap. Elke positiewe verandering in ons begroting is nie net 'n resultaat van beplanning nie, maar 'n bewys van God se getrouheid. Hy het voorsien en dit is 'n wonderlike herinnering dat ons nie net vir onsself begroot nie, maar ook vir die uitbreiding van sy koninkryk. Soos wat ons gesien het in die jaar 2024, 2025, het ons daardie inkomste ook gebruik om te fokus op ons kinderbediening en daarin sal ons ook gesien het van kinders wat opgewonde kerk toe kom, wat vir pa en ma wakker maak en sê maar ons wil hier by die kerk wees vir bedieningswerk. Ons het ook gesien hoe ons hulp en hoop bediening nie net met ons struktuur wat ons daar in plek gesit het nie, maar ook die uitbreiding om gesinne in nood te kan help, regtig 'n verskil gemaak het in soveel mense se lewens. Soveel mense wat kos uit hierdie gemeente uitkry, hulle daaglikse brood van hier af kry, deur die inkomste wat ons ook in hierdie gemeente ook kry. Dan het ons ook gesien in ons eredienste, die uitbreiding wat daar ook plaasgevind het, en om hierdie manier die Here se woord uit te kry na alle mense binne in ons eredienste, om van daar af uit te kan beweeg en 'n verskil te kan gaan maak. So daarin het ons ook vir mekaar telke male gesê dat in hierdie gemeente wil ons onsself regtig verbind vir 'n saak veel groter as onsself. En daarin is ons ook deel van dit wat God die Here wil skep, ook in hierdie gemeente, as ook in hierdie gemeenskap. Saam met al ons bedienings het ons aan die begroting gebou, maar dis nie net oor die getalle nie. Dit gaan oor die verandering wat dit in ons harte en gemeenskap bring. Deur te glo en te bou, sal ons steeds groei en saam die werk van God in die wêreld uitbou. Gemeente, ons het in 2024, 2025 se finansiële jaar 'n ongeauditeerde oorskot van in die omgewing van R200,000, waarvoor ons regtig baie dankbaar voor is. Ons het ook binnekort die auditeurs wat hier by die gemeente gaan wees, en Cindy, soos wat ons weet, elke jaar het ons 'n skoon audit, so ons weet ook die inkomste wat ons ook kry vir die regte doel ook aangewend word. En ons weet ook vir bedieningswerk, instandhouding en ook om hierdie gemeente te help opbou en uitbou, weet ons dat elke sent ook vir die regte doel ook gaan. Ja, Joe, en daarom wil ons regtig waar uit ons harte elkeen wat bygedra het bedank, of dit met 'n debietorder is, maandelikse bydrae of bankkollektes, ons is regtig baie dankbaar daarvoor. Gemeente, ons hoop regtig dat julle saam met ons met opgewondenheid in julle harte ook sit oor die jare wat verby is, maar ook julle hartig uitsien met groot hoop en passie vir die jaar wat nou vir ons voorlê. En ons gaan nou deur die volgende begroting vir die jaar 2025-2026 gaan.
Ja gemeente, hierdie jaar het ons begroot vir 123.000 tekort. Dit is vir die jaar 2025-2026. Ons glo en vertrou dat ons wel dalk met 'n gelykbreuk sal eindig of met 'n klein oorskot. Ons is glad nie bekommerd oor die 123.000 nie. Ons het 'n sterk finansiële jaar of jare agter die rug wat hierdie tekort sal steun en ons het baie planne waaroor ons baie opgewonde is vir die gemeente. Gemeente, ons wil julle graag ook vra, uit dit wat Cindy ook nou genoem het, wil ons graag vra dat julle saam met ons ook op hierdie pad sal gaan, op hierdie reis sal gaan en ook sal dink en sal bid oor julle eie finansiële bydrae binne die gemeente, om dit te heroorweeg, om ook vir ons te kan help, om ook die bediening te kan uitvat aan mense toe, die goeie nuus van die evangelie aan alle mense te kan deel hier in die gemeente, dat ons ook gebroke plekke ook kan help heel maak in die samelewing waarin ons leef. En ek sê altyd dat in 'n wêreld op sy slegste, kort 'n kerk op sy beste, en ons het op hierdie manier julle bydra en julle saam met ons op pad wees ook so nodig. Ons het ook as gemeente Cindy, weet ons ook, is ons boeke altyd oop vir almal om te kom sien. Nadat die geauditeerde verslag ook gekom het, gaan ons julle uitnooi om dan ook 'n draai by die kerkkantoor te kom maak, indien daar enige vrae mag wees. Ons drink graag saam met julle koffie en dan kan ons ook in detail daardeur gaan. Maar intussen sê ons vir julle baie dankie vir die saam op reis wees, dankie vir julle finansiële bydrae en dankie Cindy ook vir jou en jou span wat ons ook dien in die gemeente en dit is vir ons regtig lekker om saam met julle ook hierdie pad te mag stap. Plesier, Joe.